Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug, dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Landi Slatter sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Landi. Môre julle. Ons begin by die president. Ja, so hierdie storie oorheers die nasionale nuusagenda nou al van Vrydag se uitspraak af. En Rapport het gister 'n storie gedra wat sê Ramaphosa is nou in 'n baie veglustige by en hy is gretig om homself te verdedig. En Nuus24 se bronne het gesê hy is glad nie paniekerig nie oor hierdie uitspraak en dit is nou alles na aanleiding van die Grondwethof se uitspraak Vrydagmiddag wat basies gesê het dat die verwerping of die nasionale vergadering se verwerping van daai verslag van oud hoofregter Sandile Nkobo ongrondwetlik was en hulle het dit tersyde gestel en hulle het ook aanbeveel dat daar 'n komitee gestig moet word met die oog daarop om Ramaphosa moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. En toe daai aanvanklike verslag gepubliseer is in 2022, was die, jy weet, 'n klomp ingeligte bronne het gesê hy was basies besig om aan sy bedankingsbrief te skaaf reeds. Maar nou klink dit glad nie asof dit die geval is nie. Hy is gereed om homself te verdedig. Hy is heeltemal bereid om sy kant van die saak te stel. So ek dink dit gaan baie interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Ek dink wat mense nou moet onthou is sou hierdie komitee nou op die been gebring word, soos dit moet ingevolge die uitspraak, moet dit proporsioneel gebeur. Nee, so dit moet verteenwoordigend wees eintlik maar van die RNE. Dit is nie net 'n klomp ANC LPs nie, nê? En dan moet hulle dit nou voorhou aan die nasionale vergadering. Sou hulle dan nou die aanbeveling dan nou wees om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. En dan moet 2/3 van die NV dit aanvaar. En dit beteken in effek dat minstens 25 van sy eie ANC LPs vir dit gaan moet stem. So ek weet nie hoe waarskynlik dit is nie. As hy in 'n staat van beskuldiging geplaas word, ek is daaroor bekommerd. Ek is nie bekommerd oor of hy ek gee nie eens meer om of hy skuldig is of nie. Ek is al op daai level. Ek wil net nie hy moet nou weggaan nie, so stadig en soms impotent as wat hy is. Sal ek hom eerder daar wil hou, rather the devil you know, as om Paul Mashatile as 'n visie-president in sy plek te kry, want onthou as hy in 'n staat van beskuldiging is die gebruik in die ANC om dan uit jou posisie uit terug te staan. Presies. So op hierdie stadium wil ek net so half sê, ek is bereid om 'n paar goedjies nou onder die mat te vee. Ja, en mense moet onthou, jy weet daar's later die jaar plaaslike regeringverkiesings, jy weet hoe lyk dit? Ons weet daar's 'n klomp ANC hoes wat vandag vergader daaroor reputasieskade aan die party, jy weet hoe die uitval van die hele ding kan lyk. Dit soos jy sê, mens weet nie hoe die toekoms van die ANC eintlik lyk nie. Ek dink hierdie voorspel die einde van die toekoms vir sy loopbaan binne die ANC. Dit is my opinie en ons sal moet kyk, maar dit is ek dink sou hy homself verdedig, sal dit nogal interessant wees om te hoor. Ek dink baie Suid-Afrikaners sal belangstel om te hoor wat sy verduideliking is. Ja. Soveel geld in 'n bank. Kyk, laas het nog net 5 ANC LPs teen hom gestem, om 25 dink ek nie gaan 'n verskil maak nie, so ek dink dis gaan daai punt eintlik bereik waar dit gebeur nie. Ek weet nie Natasha het hom laas oortuig eintlik om nie te bedank nie. Fikile Mbalula het bevestig dit was nie net gerugte gewees nie, hy was op die punt om te bedank. Daar was duidelik iets gebeur het dat die president gaan net ek sal myself hierdie keer verdedig. Dalk is hy so half besluit, daar's nie heeltemal genoeg bewyse nie. Dalk weet hy daar gaan nie 'n staat van beskuldiging wees nie. Dit sal vir my interessant wees dat sou hy in 'n staat van beskuldiging geplaas word om te weet hoe lank die visie-president dan in haar pos moet bly en of ons 'n collapse government sal sien en of ons 'n vroeë stemry sal sien. En of net as hy lid van die ANC gaan terugstaan nog steeds as 'n president gaan bly. Ja. Mens weet nie hoe die ding gaan uitspeel nie. Dit gaan dis 'n baie interessante storie om dop te hou. Ek dink ons gaan deur die loop van die week en in die volgende paar maande interessante dinge hoor. Ons gaan nog 'n paar keer hieroor gesels. Ek sidder. Maar nee, Fraser is natuurlik baie gelukkig daaroor. Soms ooit geweet het dit hy is baie gelukkig. Maar ja, dan moet ons praat oor 'n dramatiese bust, soos die Engelse sê, in Gauteng by 'n petrol of 'n diesel syndikaat. Dis by 'n brandstofaanleg gewees in Meyerton. So die valke het toe nou 11 verdagtes gearresteer, helder oordag. As mens die foto's, kyk die foto's, dit is nie soos 'n dief in die nag situasie. Dit was helder oordag en hulle het inligting ontvang dat hier 'n syndikaat is en nog 'n rooftog plaasvind. En toe begin hulle hierdie aanleg dophou en hulle sien toe hierdie 2
tankwaans daar inry onder baie verdagte omstandighede. En dis toe nou toe hulle toeslaan en hulle neem die 11 ouens in egtenis. Hulle is tussen 26 en 47 jaar oud. En ek vermoed hulle gaan vandag in die hof verskyn. En wat nou uitgekom het, is dit lyk my die veiligheidswagte by die aanleg was betrokke hierby. Hulle het hierdie ouens gehelp. So dis 'n tipe van 'n inside job, sal mens nou maar wel sê. Soos meeste goed in Suid-Afrika. Ja, en die aanleg was blykbaar reeds onder administrasie geplaas. So alles wat daar aangaan is eintlik al klaar bietjie verdag. Ja. en toe gebeur hierdie ook nou, maar dit is ja, mens kan amper nie dink. Mens kan dit amper nie dink nie. Ja. Wel die prys van diesel. Ja. Nee, jy moet Dit of goud, dan doen ek nou dit. Dis meer winsgewend. ja. Dan gaan ons van Gauteng na die Weskaap. Sjoe, julle koud, nat. Ek dink ons besef dit nou, maar daar's vandag 'n groot klomp skole in die Weskaap gesluit weens hierdie weerwaarskuwings. Al die skole in die kringe 3, 4, 5 en 6 van die Kaapse Wynland distrik. Dis nou Woester, Ceres, Rosenwil, Tulbagh en die Heksteviervallei is vandag gesluit. En ons nog 11 skole ook in die Suid-Karoo distrik wat nog gesluit is weens die skade van verlede week. En dit is nou maar om die leerders te beskerm, nee, en die onderwysers. Dis maar ter wille van veiligheid. En ook gister het hulle gesê, jy weet, is dit nou aangekondig, dit is 'n nasionale ramp, hierdie weerstoestande wat ons van die 4de Mei af sien. Ek dink ons almal sien op sosiale media net, jy weet, rotsstortings, paaie wat gesluit is, reddingspogings, helikopters. Dit is geweldig. En laat gisterand het daar nuus gekom, daar's nou 'n koue front op pad Weskaap toe, Ooskaap toe en deel van die Noord-Kaap. So ek dink dit gaan 'n moeilike 2 dae wees en hulle sluit nogal nie sommer 'n skool nie. Dit is nie die uitgangspunt nie. So om die besluit te neem ook in oorleg met die Suid-Afrikaanse Weerdienste is nogal merkwaardig. Dit moet vir jou sê, dis nogal ernstig. Daar was gister 'n interessante artikel gewees oor die boere waar mense nou nie noodwendig dink nie wat gesê het hulle het baie reën gekry, het hulle droogte gekry, het hulle baie reën gekry, nou het hulle baie modder op die plase, dit beïnvloed hoe baie hulle diesel moet gebruik en verbruik op hierdie stadium. Baie boere het selfs gepraat van om moontlike huise te huur in die stad self, van die op en af ry en die dieselverbruik en hoe selfs iets soos die weer hulle beïnvloed was nogal skokkend geweest. Dis die ding, soos gewasse, mense dink altyd ja, jy weet reën is nodig. En dit is natuurlik so, maar dit is ook kan baie keer rampspoedig wees. Die gewasse vrot. Ja. Nee, dit ja, hierdie is slegte weer al die pad op tot in Appington. Nou kyk, nee. As dit tot in Appington slegte weer is, dan moet jy weet daar's iets. Daar's nou iets ernstig. Ja. Ek my pelle in Tulbagh gaan windsurf werk vanmôre. Maar nou ja, daar behalwe vir die koue front is daar iets waaroor 'n mens kan bly wees. Die polisie skiet dan pragtig raak. 5 vermeende renosterstropers. Ja, so daar het die naweek 'n skietgeveg uitgebreek tussen vermeende stropers in Tluwe en KZN, tussen hulle en die polisie. En die polisie het inligting ontvang, hierdie ouens is op pad, soos 'n nou op pad na Wildersrivier om te gaan stroop. En hulle het hulle toe half in 'n lokval gelei in die vorm van 'n stop en deursoek tipe ding. En die oomblik toe hulle stilhou, toe breek hierdie skietgeveg uit en al 5 verdagtes is noodlottig gewond. Geen polisielede is gewond in die voorval nie. En hulle het toe nou op die einde jaggeweer met 'n knaldemper en 2 pistole in die kar gekry. En ek dink hierdie hele ding het so half soeklig weer geplaas op renosterstropery. Dis iets waarvan ons baie gehoor het en 'n bietjie minder gehoor het, nou net so elke nou en dan hoor. En die statistieke wys dit is besig om te daal, dankie tog. Verlede jaar se statistieke was 16% laer as 2024 sin byvoorbeeld. Willie Oukamp, die minister van Bosbou, Visserry en Omgewing, sê daar's 352 renosters verlede jaar gestroop. Waarvan 266 op staatseiendomme was en 68 op privaat eiendomme. Dis net so iets interessant. So dit is besig om af te neem, maar dit gebeur nog steeds, nee. Dis die ding. Mens moet nie vergeet dat dit nog steeds gebeur nie. Tjoe. Dan oor na die oorlog in die Midde-Ooste. Hierdie storie ontwikkel regtig eerliks. Gisteraand laat, toe ek daarna gekyk het, was die nuutste Iran het geantwoord op die VSA se voorstel om jy weet, vir vredesamesprekings om nou regtig te begin en om 'n einde te bring aan die oorlog. Niemand het in daai stadium geweet wat die voorstel sê nie. Pakistan tree as 'n mediator op tussen die 2 partye, tussen die 2 lande. En hulle wou niks sê oor die inhoud nie, Amerika wou niks sê oor die inhoud nie. President Trump het die loop van die aand
op sy Truth Social platform geskryf. Hy het nou sopas daardeur gelees en dit is in hoofletters totally unacceptable, hulle antwoord, jy weet, volgens hom. So ek Maar 'n weet nie, diplomatiese manier om daarna te kyk nie. hy is mos altyd, jy weet, baie onpartydig en, en objektief. So, ek dink ons moet nou kyk wat nou hier uitkom. Ek weet die voorstel is, of die gerugte is dat die voorstel is, kom ons hou net op beklei vir nou, en dan gesels ons later oor kernaanlegte en wapens ensovoorts. Dit is nou baie vereenvoudig, maar ek hoop dat die uitkoms is. Ja, ek dink hulle het gepraat oor kom hulle maak net die straat van Hormuz oop en terwyl die straat van Hormuz oop is, dan sal hulle aangaan met gesprekke. Ja. Ek op die stadium is Israel nog steeds nie gelukkig met die feit dat daar moontlike vredesgesprekke is gewees nie. Hulle het gesê terwyl Iran enige capabilities het om nog steeds kernwapens te vervaardig, kan hierdie oorlog nie ophou nie. So Precies. Israel was nooit van die begin af ten gunste van kom ons hou op nie. Dit sal interessant wees om te sien wat Donald Trump nou sê. Ek dink die hele wêreld wag net en hou asem op te gaan. Kom ons kom net tot by einde hierso. Presies. En intussen is daar nog steeds soveel aanvalle in Libanon en met Israel en jy weet heen en weer en dit hou net nie op nie. Dis nou al 'n hele paar maande voortsleepend en ek dink soos jy sê almal hou asem op. Dit affekteer beide kante, nee. Die sanksies absoluut. en die feit dat daar ook nie uit Iran uit enige skepe kan vaar nie of in kan vaar nie. Daar's 'n blokkade van die Iranese kus. So Iran voel dit, die res van die wêreld se ekonomie voel dit. Ja. Dus tyd het ons 'n bietjie aandag gee daaraan. Ja, dis nie vreemd om te hoor, jy weet, dis duur om my kar vol te maak. My kruideniersware is duur en dit is waar dit syfer deur tot net gewone mense. Wêreldekonomie. Ja. Nou ja, dan moet ons einde ten laaste praat oor 'n seekoei wesie. Ja, dis sommer net so 'n lekker storie. Sy naam is Bumpy en daar's verskeie Ag jene. ek sê ja. So hy's 'n weesie. Hulle het hom in Kenia opgespoor by sy ma. Sy ma was reeds dood en hy het met sy neusie so aan haar gestamp en nageroep. Uiteraard in die hoop dat sy sal wakker word en dit was toe nou nie en hulle het hom vervoer gekry na die Sheldrick Wildlife Trust toe en die video waar hulle hom vervoer en waar hy nou wel daar is. Ag, Ja, hier is hy nou reeds daar. Hulle voer hom dan met melk en hy hou daarvan om te slaap met sy kop op sy oppasser se skoot en hulle sê hy slaap baie en hy swem baie, maar ons Slaap en swem. Dit is 'n Desember vakansie vir 'n groot weekie. ek sê jou, en ons altyd 'n oppasser by hom, so wie ook al aan diens is moet saam met hom in die water in. En hy het sommer net die internet se hart gesteel dink ek. Ek dink dit is so 'n bietjie Ja, pragtig. net 'n dis nice storie. Ja, bietjie volgoed nie so tussen alles anders deur. Ja. Landie, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Landie Slegter. Ons is nou weer terug met nog groot ontbyt.